En ons wil ons harte oopmaak en ons wil vra dat U ons sal help om onsself te verloor en te vind in U droom. In Jesus se naam. Amen. Goeienaand. Lekker om julle almal te sien. Ek het een keer 'n jeugweek gedoen in Mamasbury. Toe sê ek vir die kinders, sê nou jy's 'n atleet en jy drink al daai proteïen milkshakes en jy het al daai kos wat atlete eet, maar jy kom nie op die veld nie. Wat sal gebeur? Toe steek so 'n kleerlingseentjie se hand op, toe sê hy, jy sal opgeblaas raak. Dan dink ek wel, dis 'n goeie samevatting. Dis presies wat sal gebeur, as jy die regte kos eet, maar jy oefen nie, jy kom nie in beweging nie, dan gaan daai kos wat ontwerp is, daai proteïen shakes en al daai goed is ontwerp om jou vinniger en ratser en spiere te laat bou en energie te gee om te oefen en so aan, dan gaan dit presies die teendeel effek hê. Dit gaan jou vet en stadig en oorgewig en lomp maak. Dis nie woorde waarmee 'n atleet komplimenteer nie. En ek dink dit werk so in die teologie ook. Ek voel vir my, ons het kry goeie woord in. Onthou ek het julle daai eerste oggend vertel van daai tannie. Jy kry goeie woord in. Ons het soveel goeie teologie, goeie kos, soveel goeie woord al ingekry. Maar as jy dit nie beoefen nie, ons land het nie 'n tekort aan nog goeie inligting oor Jesus en oor die Bybel en oor die woord en so aan nie. Maar ons het 'n groot tekort aan die uitlewing van die mees basiese goed. En wat ek sien, is as 'n mens, as jy net Bybelstudie doen, en jy kry net Bybel in, en jy kry net goeie teologie in, dat dit eintlik vir jou 'n beslommernis raak. Dat ouens wat nie die mees basiese goed leef nie, dat die evangelie amper vir hulle 'n probleem raak, jy weet. Henry Nouwen sê op 'n stadium het hy gevoel, Jesus is eintlik maar net nog 'n probleem wat opgelos moet word. Dat dit vir jou eintlik goed kompliseer, dat dit goed relativeer, jy het nou te veel inligting en die toets vir goeie teologie is eintlik in die uitlewing daarvan, die boom word in sy vrugte geken, en daarom fokus ons op hierdie 5 doen dinge. 5 goed wat die vroeë kerk gedoen het, toe die Heilige Gees uitgestort is daar in Handelinge, en aangehou doen het daarna die vroeë kerk. In daai tyd toe die kerk so vinnig gegroei het, lees ons in die kerkvaders en daai verhale in die vroeë kerkgeskiedenis. Dwars deur die eeue sien ons hoe mense hierdie basics geleef het, gedoen het. En ek bedoel, ek wonder partykeer of hoekom moet ons nog inligting kry as ons met die inligting wat ons reeds het nie iets doen nie. Henry Nouwen het gesê, we don't think ourselves into a new way of living, we live ourselves into a new way of thinking. Dis asof die evangelie so geriek is, dat dit begin eers, baie goed begin eers sin maak as jy dit begin doen, van die mees basiese goed doen, dan kry die ding waarde. Maar as jy net lees daaroor, net dink daaroor, net wonder daaroor, net gesels daaroor, dan beweeg jy altyd net so op die oppervlak. Jy begin die dieper waarde van die ding eers beleef as jy iets doen daarmee, soos daai atleet, die waarde van daai proteïen drankie, die ding begin waarde kry in sy lewe, die oomblik as hy begin moeg raak van al die doen. Ons praat oor die 5 gewoontes, ons sê 5 goed wat die eerste volgelinge van Jesus gedoen het, in daai tyd toe die kerk so vinnig gegroei het, in daai Pinkstertyd, toe die Heilige Gees hulle beweeg het, en is 5 doen dinge. Die eerste een is hulle tyd afgesonder in gebed. Ons het dit gelees daar in Handelinge 1 vers 14, Handelinge 2, Handelinge 4, wat ons vanaand weer gaan lees. Die eerste ding wat ons van hulle lees, was onselfsugtig met hulle materiële besittings, en ons het gesê, gaan oor die definisie van liefde, dat liefde wesenlik onselfsugtig is. Dat jy dadelik vra, nie net hoe kan ek geseën word, nie hoe kan God se genade na my toe vloei nie, maar dat jy dadelik sê, maar Here, laat die genade nie net na my toe vloei nie, maar laat dit deur my vloei. Jy word ook 'n genadige mens wat omgee. Ou Boesie van wie ek julle vertel het gisteraand,
Hy het gesê een keer toe ons Handelinge 2 en Handelinge 4 lees, toe sê hy, besef jy die kerk hanteer vandag, Christene hanteer hierdie as 'n amper 'n half onmoontlike uitkoms waarna ons moet streef, 'n onselfsugtige gemeenskap wat in eenheid leef. Hy sê, maar besef jy, dit was Christen wees 101, dit was nie die groot doel om na te streef nie, dit was die begin van Christen wees. As 'n ouetjie tot bekering gekom het, 'n Jood of 'n Griek of 'n Romein of 'n Samaritaan, dan het hulle by hulle self waarskynlik gedink, o hemel, ek gaan nou onselfsugtig moet wees. Jy weet, hulle het gedink, o frek, dis wat dit beteken, dis Christen wees 101. En deesdae het ons iets, ek weet nie, ons het vergeet wie ons is, dink ek partykeer. Ek onthou toe ek daar by Moeder Teresa se nonne gebly het daar in Calcutta, en die ouens so op toere gaan om te kyk wat sy gedoen het, Christen, en dan kom kyk hulle, en dan lees hulle oor haar lewe, en hoe sy nou van Europa af na hierdie donker strate van Calcutta toe getrek het, en haar lewe daar gaan uitleef het. En dan dink ek, wat het gebeur met die Christendom, dat hierdie nou die wow uitsondering is waarna ons gaan kyk? Was hierdie nie veronderstel om die normaal te wees as ons die evangelie lees? Hierdie doen dinge, en vanaand sin is dan nou die gewoonte om in eenheid te leef, eenheid te herontdek. Ek's baie lief vir Afrikaans. Ek was selfs nou die dag by die ATKV se groot byeenkoms. Maar ek moet baie keer in Engels praat, want ons gemeenskap ons het vlugtelinge, en ons het Zulus en Soetos en Xhosas, en baie Afrikaanse wit kindertjies, maar ons het baie vlugtelinge van verskillende plekke, en so aan. So nou praat ek, hulle sê the national language of South Africa is broken English. So nou met hierdie Vrystater Engels praat. En dan dink ek, en partykeer as hierdie taalgesprekke aan die gang is, dan dink ek, maar ons moet onthou, ek weet nie hoekom sê iemand dit nooit as ouens moan oor taal nie. Dan sê ek, ons moet onthou, Paulus was 'n Jood. Hy het waarskynlik Aramees gepraat en Hebreëus baie goed geken. Maar hy skryf die grootste deel van die Nuwe Testament het hy geskryf, en hy skryf dit in Grieks, sodat almal kan hoor en kan verstaan. En wie's ek om te sê, ek gaan nie daai opoffering maak. Maar ek het dit al verkeerd gekry. Ek praat een keer by 'n byeenkoms aan die Middestad, by TLF, so 'n Kersfees jaareindfunksie, en ek is die spreker, en ek tog, dit het nie te sleg gegaan vir 'n Vrystater, wat in Engels moet praat nie. En mense het gelag, en ek tog as nogals reaksie, en hulle het, I get it, jy weet wat ek probeer sê. En na die tyd, dus een van ons maatskaplike werkers is daar, Caroline, sy sê, dit was alright. Sy sê, nie te bad gegaan nie. Sy sê, onthou net volgende keer, it's the Jews and the Gentiles, not the Jews and the genitals. So dis ook 'n boodskap wat hulle nooit sal vergeet nie. Nou ek hou van Afrikaans, en ek dink byvoorbeeld omgee is 'n baie beter woord as care. Omgee sê in die woord is daar hierdie mooi betekenis, dis om te gee, om jouself te gee, om jou aandag te gee, om jou tyd te gee, om jou goed te gee. Dis wat dit beteken om te gee. Maar so nou en dan is daar 'n woord wat beter werk in Engels as in Afrikaans. En ek sal julle sê, en ek gaan daai woord heelwat vanaand gebruik. En die woord is community. En ek sal julle sê hoekom. Ek het nou al so gesien met so 'n Pinksterreeks, as ek die 3de of die 4de keer sê, julle moet meer gemeenskap hê. Dan sien jy al hoe druk ek oor my hand tannie se hand, dan sê sy, sê hy fluister hy vir haar, jy hoor wat die dominee sê. Dan let die mense nie op nie, veral die ouer mense. So, nou sê ek maar community, en nie julle moet meer gemeenskap hê nie. So. Ons het gesê herhaling is 'n manier van beklemtoning, en ek wil eers met vanaand Jesus se gebed lees, net voordat hy gesterf het. Dis nogals iets. Ek dink hy skryf sy hart, sy grootste droom vir sy kerk. Hy sê, ek bid vir my disippels, maar ook vir hulle wat deur hulle woorde tot inkeer sou kom. Ook eintlik bid hy vir ons, vir die ouens wat sou volg op sy disippels, sy boodskap wat hulle verkondig. En kan jy dink, wat sou jy bid, as jy geweet het jy gaan binnekort sterf? Dit is Jesus se gebed. Ek gaan so 'n klein stukkie lees, jy kan gerus die hele een lees in jou stilte tyd. Johannes 17 is van die mooiste tekste in die Bybel.
Jesus bid, hy bid vir ons, sy kerk, sy disippels. Hy sê, soos U my na die wêreld toe gestuur het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En terwille van hulle wy ek my aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom, vir ons. Hy sê, ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U Vader in my is, en ek in U, sodat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle, en U en my, sodat hulle volkome een kan wees. Sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het, en hulle lief het, net soos U my lief het. Wat herhaal, Jesus bid vir eenheid, vir sy mense, en dan bid hy 'n tweede ding wat herhaal, is hy sê, ek bid dat hulle een sal wees, sodat die wêreld sal weet. Hy sê, daar's 'n baie sterk verband tussen ons eenheid en ons geloofwaardigheid, wanneer ons die evangelie verkondig, is ons eenheid, nie noodwendig ons belydenisse skrifte, of ons goeie teologie, of wat ook al nie, maar dis 'n boom word aan sy vrugte geken, dis ons eenheid, dis daai demonstrasie van hoe dit lyk, wanneer die gebed, iets van die gebed word, laat die koninkryk kom soos in die hemel, so op aarde. Dis wanneer daai eenheid gebeur tussen mense op aarde, wanneer liefde tussen 'n groep mense begin wen, wanneer 'n groepie mense werklik onselfsugtig raak, en oor die grense van die mense heen, werklike broeder en susterskap ontdek, ontdek dat hulle familie is in God. Dis wanneer hulle daai ding begin leef, demonstreer, dat die wêreld glo. En dis 'n big deal, dis 'n groot ding. En ons het gisterand hierdie twee tekste gelees oor die eerste twee prentjies van die kerk wat ons kry in die Bybel. In Pinkstertyd, kerk word gebore, kort na die Pinkster gebeure, en dan word die kerk gebore, en dan het ons hierdie eerste prentjie in Handelinge 2, en dan die tweede in Handelinge 4. Kom ons lees dit weer. Handelinge 2 staan daar. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom en van huis tot huis 'n gemeenskaplike maaltyd gehou. Van ons is verlig om dit te hoor, nee, want lyk my actually van hulle het toe nou nie hulle huise verkoop nie, maar hulle huise was oop vir die gemeenskaplike maaltye. Hulle was onselfsugtig met hulle huise. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys, en die hele volk was hulle goedgesind, en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Handelinge 4 vers 32 tot 35, wat sê die eerste sin? Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Gaan lees gerus die res. As ek dit lees, dan wil ek sê, Here, kyk, hier het die droom waar geword, hier het die gebed dan nou waar geword. Eerste ding wat ons lees, is hulle was een van hart en siel, en hulle het alles met mekaar gedeel, en niemand het niks tekort gehad nie. Sommige toe die kerk gebore word Jesus se gebed waar. Toe is hulle een, en hulle is so een, so vreemd een, so radikaal een, dat enige iemand wat dit gesien het, dit nie kon glo nie. Nie gedink, hulle het iets gesien gebeur, wat die antieke wêreld nie kon glo moontlik is nie. En dit was hulle grootste getuienis, en het die evangelie geloofwaardigheid gegee, wat hulle verkondig het. Ek dink as twee misverstande oor kerk wees, wat ons versigtig voor moet wees. Die een is, dat die kerk eintlik maar 'n organisasie is, wat geestelike byeenkomste fasiliteer, waar daar gesing en gebid en inligting oor die Bybel oorgedra word. Waar die kerk eintlik veronderstel was, om 'n gemeenskap te wees, wat hulle lewens met mekaar deel, en daar's 'n groot verskil. Ek onthou toe ek klein was, dat my ma altyd gesê, as ons kerk toe gaan, jy moet jou beste voetjie voorsit.
Ek het eintlik hierdie gevoel gekry, ek moet versigtig wees by die kerk, by die huis kan ons weer onsself wees. Maar by die kerk moet jy net, en eintlik as ons wil hê dat jy weet, community beteken, dat ek regtig geken word, en dat ek regtig ken. Dis wat dit beteken, dat ek regtig geken word, ek was nou in 'n onderhoud, toe vra die vrou, wat is die grootste issue met jong mense vandag? Toe sê ek wel, ek het die voorreg gehad om lank 'n spreekkamer by 'n skool te hê, nou nog baie kinders, met baie kinders te praat, en die voorreg dat hulle geheime met my deel. Weet as 'n kind, die kind kom daar en hy's vreeslik aggressief, of sy's vreeslik aggressief, en maak droog, en op die oppervlak is dikwels hierdie swak slegte gedrag, dis hulle jok, en hulle steel, en hulle is aggressief, en hulle is lui, wat ook al, en dan is die ouers kwaad, en die skool is kwaad, en dan is al die frustrasies. Maar as 'n kind dit sou, as jy daai kind se vertroue wen, en sy of haar dink, maar voel maar, hier's iemand wat ek kan vertrou, en hulle begin oopmaak, en dit begin afskil soos 'n ei, en dieselfde met groot mense. Dan staan in die kern, in die diepste kern, is die mees donkerste, negatiefste emosie, amper altyd eensaamheid. Loneliness, 'n gevoel van ek is alleen, ek is leeg, ek is betekenisloos, ek maak nie saak nie, ek is nie nodig nie, eensaamheid. Hulle voel baie keer, dan sal ek met hierdie kinders werk, hulle is deur vreeslike trauma en seer kry en so aan, en dan sien hulle die wêreld gaan net by hulle verby, voel of alles aangaan, en mens kan myself in 'n crowd, in 'n groot groep mense, kan jy vreeslik alleen voel, vreeslik leeg en stikkend voel. En dis daai ding wat die Here wil aanspreek, ons diepste behoefte is om liefgehet te word, en om lief te hê, om werklik geken te word, want liefde is eintlik, ek weet nie of ek dit al vir julle gesê het nie, maar liefde is eintlik nie geloofwaardig as jy dit vanaf 'n veilige afstand kommunikeer nie, dit word meer geloofwaardig soos wat jy weerloos raak voor die een vir wie jy sê, ek het jou lief, ek sê dit altyd op troues. Dan sê ek, liefde is geloofwaardig as jy so naby kan kom, dat jy die een wat vir wie jy sê, ek het jou lief, jou kan seermaak. Maar dis ook die persoon wat jou die seerste kan maak, wat jou die beste ken, wat jou die gelukkigste kan maak. Want is nogals iets om liefgehet te word, nie vir die goeie wat jy op jou skinkbordjie sit nie, maar vir wie jy regtig is, om agter die masker liefgehet te word. En baie mense weet net wat dit is om erkenning te kry vir hulle prestasies. Dis hoekom ons so graag wil presteer, of belangrik genoeg, of ryk genoeg wil wees. Die ou dink, as ek net enige smart kar het, dan gaan die mooi girls vir my kyk, nê. As ek net presteer, dan gaan die res van die skool my raak sien. Maar is 'n ander ding om liefgehet te word agter die masker, vir wie jy regtig is, terwyl jy nog worstel, terwyl jy sukkel. En die kerk is eintlik die plek veronderstel om te wees, waar ons gemeenskap herontdek, waar daar onvoorwaardelike liefde is, waar ons mekaar regtig liefhet, mekaar so goed leer ken, dat die maskers val. Maar tradisioneel het die kerk eintlik 'n naam, dat dis die plek, dis die laaste plek waar jy regtig eerlik kan wees oor jou grootste en jou diepste worstelings, nee? Jy voel eintlik, laat moet ek versigtig wees daar. En ek wil julle sê, ek dink die kerk kan eintlik net die eerlikste plek in die samelewing wees, as ons mag eerlik wees, nie net oor die goed wat ons, nie net oor ons prestasies nie, maar oor ons mislukkings, nie net oor ons geloof nie, maar ook oor ons worsteling, nie net oor die goeie goed wat ons reg, ons getuienis nie, maar ook oor ons diepste worsteling en ons grootste sondes. Dit is nogals iets om gemeenskap te herontdek, 'n plek waar ons eerlike spieëls is vir mekaar, en waar ons mekaar aanvaar vir wie ons regtig is, maar mekaar ook uitdaag om te wees wie ons eintlik is. Dit is ook lekker, want as iemand wat jou regtig ken, en die verhouding is nooit op die spel, dan kan jy ook nog als challenge. Jy weet? Ouens sê, ja, maar die kinders wat julle mee saamleef, hoe doen julle dissipline? Dan sê ek, wel, as die verhouding nie op die spel is, kan jy eintlik kwaier wees met 'n kind. Want jy kan mos kwaier met jou eie kind wees, as met 'n ander ou se kind. Soos hulle ontdek, die verhoudings nie op die spel nie, die liefde is nie voorwaardelik nie. Ons gaan jou nie wegjaag nie. Ons sê altyd, ons jaag nie 'n hoërskoolkind weg nie. Maar ons wens partykeer hulle wil wegloop. Maar hulle toets jou.
Maar as die liefde nie as die verhouding nie op die spel is nie, dan kan jy die eerste keer eerlik wees. As die verhouding die hele tyd op die spel is, dan kan jy nooit die waarheid praat nie. Tussen twee mense ook. As jy amper daai ding speel en dis gebeur baie keer in kerke ook. Van as jy die verkeerde ding sê, dan speel ek nie meer saam nie. Onthou kinders, daar was altyd daai seentjie in die groep wat dit gesê het. As jy dit doen, dan speel ek nie meer saam nie. Eintlik ons moet 'n bietjie meer robust wees in ons kommunikasie. Ons moet konflik nie net probeer oplos nie. Ons moet konflik eintlik so 'n bietjie kan vashou in die kerk. As ons enigstens 'n vredemaker wil wees in hierdie land met al hierdie verskriklike vooroordeele wat mense teenoor mekaar het. Ons moet eintlik in die konflik bietjie kan leef, en ook die konflik in onsself en ons moet die moeilike kommunikasie en die moeilike gesprekke kan laat gebeur, maar dan moet ons oop wees vir die waarheid. Want die boublokke van enige verhouding, die boublokke van community is waarheid. Maar soos Richard Rohr sê, the truth will set you free, but first it will make you miserable. As die waarheid tussen mense uitkom, dan lei dit amper altyd eers tot konflik voordat dit die lig suiwer. En ons moet kans sien vir daai moeilike goed. Ons moet daai moeilike goed van mekaar kan sê. Ek sal julle sê dis slegter as ons 'n verhouding het waarna min konflik is, maar ons beweeg net so op die oppervlak, as wanneer ons diep konflik het, maar ons beklei partykeer en ons word kwaad. Ek het vanmiddag bely teenoor julle ringsdominees die lelike vloekwoorde wat die kinders al vir ons geleer het. Jy weet, ons het nie net vir hulle iets geleer nie. Wat ons so kwaad word, maar in gemeenskap, in 'n program of in 'n terapie sessie het jy altyd net 'n kort rukkie, maar as jy in community is met mekaar, het ons genoeg tyd om kwaad te word en om jammer te sê en om weer reg te maak. Maar ten minste is ons eerlik. En van wie vat jy die kompliment die meeste as iemand vir jou 'n kompliment gee? Van daai enetjie wat alles sugarcoat en alles met 'n heuningkwassie, enige iets altyd net vir jou ietsie mooi sê, of van daai pel wat bereid is om vir jou te sê jy maak droog as jy droog maak. Wat bereid is om eerlik te wees wanneer dit ongemaklik is. As daai ou vir jou kompliment gee, of daai vrou vir jou kompliment, as daai tannie vir jou kompliment gee, dan vat jy dit. Want hulle is eerlik met jou. Maar dit kan net ons kan net eerlikheid waarheid as boustene hê as die verhouding nie op die spel is nie. As ons sê, maak nie saak wat jy sê nie, ons sal aangaan met mekaar. Ons sal verskil van mekaar, maar ons sal aangaan. Is nie so maklik nie. So gemeenskap is 'n plek waar ek aanvaar word, soos ek nou is ten volle, maar waar ek ook vir die mense om my sê, ek is blind vir my eie skaduwee, en ek vra julle om vir my spieëls te wees, wat my uitdaag om te wees wie God my eintlik gemaak het om te wees. Dis nogal special as jy dit het. As jy mense om jou het wat glo en wat sien wie jy eintlik gemaak is om te wees, en wat vir jou kwaad word as jy droog maak. Ek sê baie keer vir daai kindertjies, dan sê ek, wat is die ergste? As jy by die huis kom met 'n swak rapport, en jou pa het vir jou destyds, van hulle paas is toegesluit vir wat hulle aan hulle gedoen het, of van hulle is dood, maar die ergste is amper die wie se paas en maas toegesluit is, of iewers op straat bly, of een of ander dwelm, of alkohol, of iets was belangriker as hulle kind. Ek sê, wat is die ergste? Is dit wanneer jy met 'n swak rapport by die huis kom, en iemand sê, ag, so wat? Of wanneer jy by die huis kom, en ons sê, wat gaan hier aan? Wat 'n nonsens is hierdie? En ons is kwaad vir jou met jy 'n swak rapport het. Dan sê hulle die ergste is om met daai persoon te kom wat nie omgee nie. Weet jy, mense raak gefrustreerd, jy raak teleurgestel in iemand in wie jy glo, jy raak gefrustreerd met iemand vir wie jy omgee. En community is op sy beste is maar 'n messy business. Ons het geleer, jy kan, as jy met hierdie lot wat ons mee werk, jy kan nie te netjies en te gemaklik en te mooi en te gestruktureerd werk nie. Jy moet 'n sekere hoeveelheid chaos kan akkommodeer as jy die lang pad wil stap met mense uit sulke uiteenlopende plekke. Ons lees dat hulle het saam geëet. Het julle dit gesien daar in Handelinge 2? En ons het in ons gemeenskap is ons nou besig met hierdie eksperiment vir die laaste 24 jaar. En ons het gesê, maar kom ons doen nie goed, ons doen dit, jy weet, ons het hierdie AGS pastoor wat nou vandag gesê, die ou wat gesê het, follow Jesus, love people, and do stuff. Nou ons het net gesê, do stuff, kom ons doen die ding,
En jy begin die waarde van daai om saam te begin eet, begin jy sien wanneer jy saam eet. Nie net in teorie wanneer jy die boek daaroor lees nie of die teks daaroor lees nie, maar as jy dit doen. So ons het by ons Echo gemeenskap en ek wil julle nooi as julle ooit in Pretoria is. Elke week eet ons saam. En dis maar 'n bietjie chaos. Nou kan jy dink, nou is daai 3 sissies van Burundi daar en die ouetjie wat geskort is uit die verbeteringsskool en die ou wat vrygelaat is, dan ons sal so 'n speechie maak. Al die 5 huise wat daar is en dan ons het nou by Valeria so 2 jaar terug, dis op die kerkterrein is 'n skuiling vir hawelose mense begin. Een van ons bejaarde gemeentelede het my kom sien, hy was by ons voedingsskema betrokke. Hy sê vir Jacques, kan ons nie laat hierdie mense in die koue slaap en kyk al ons eiendom nie. Toe begin ek en my 3 kollegas 'n skuilingkie vir hawelose mense op die kerkterrein. Toe sê ons eers vir die kerkraad 3 maande later daarvan. En vir die gemeente eers iets so 7 maande later. Ons gesê ons gaan dit nie in die groot klok hang nie. Maar dit is gewoond dan daarom nou die ekkolot wat daar rondhang. En weet jy wat sê die kerkraad toe ons vir hulle sê? Ons is so afskaam. Ons sê hoor jy ons net sê ons het nou 3 maande hierdie skuiling wat ons hier doen. Ons het gesê ons sal self finansiëel verantwoordelik wees. Toe sê hulle verbaas ons asseblief met meer sulke goed. Sê hulle julle mandaat is Jesus. Natuurlik. Dit was so wonderlik. En maar een van die goed wat ons net doen is ons het nou daai ete. So dis nou hierdie 5 Echo huise daar in Valeria, daar's mos nou op ander plekke in die land, maar daai 5 wat so bymekaar is. En dan die hawelose mense wat daar in die straat bly, ons het vreeslik baie hawelose mense daar in Pretoria in die Moot, hordes. Plus die skuilingse ouetjies, die hawelose skuilingse ouens van NG Valeria. Plus gewone mense, die Hooggeregse regter ou Eberhard Bertelsmann wat Echo Legal vir ons ran, hy kom partykeer en die Ludie wat 'n ingenieur is en jy weet nog hy vertel hoe lyk ons leiers, soos 'n hengse mix van mense. Soos wat 'n mens baie keer by 'n kerk voor die tyd dan sal die diakens praat en sê wie gaan waar offergawes opneem, dan ons sal sê wie gaan vandaan as daar weer 'n dronk ou opdaag, wie gaan hom handle? Wie gaan daai crazy ou wat so begin skree altyd, wie gaan by hom sit? Promise sal jy by hom gaan sit. En maar dan hou ons so al ons kinders daar, almal is daar elke week. En dis free food. So jy kan regtig kom as jy daar is, in Pretoria is, kom join ons. So hou ons erediensie en dan eet ons saam. Is altyd verniet en ons het nog nooit tekort gehad, die Here het altyd voorsien. Ek weet nie eens hoe nie. Dis die wonderlikste stories. En dan sal ons gou-gou soos wat 'n mens met 'n gesin maak voor jy eet. Ons sal sê geluk vir die ou wat uit die tronk vrygelaat is. Hoor julle, ek sal daar voorstel en sê ek geluk vir so en so wat uit die tronk vrygelaat is laasweek. Sterkte vir so en so wat rehab toe gaan die week. Ons gaan dwelmtoetse doen en moenie swanger raak nie. Geluk vir die ouetjie op die leerlingraad. Een van ons kinders was dan al hoofseun ook, jy weet, en van hulle doen nou baie goed. Ons sing vir die enetjie wat verjaar en ons te koek en wat ook al en dan eet ons saam. En dis net hierdie wonderlike ding. En ons het gesien, jy kan kom ek vir julle 'n idee, die Bangladeshi daar by ons, Bangladesh ou op die hoek, 2 van ons meisies roof sy winkel, hulle steel 'n vape. En is op die video, die ou kom by my huis aan, saam met ons maatskaplike werker en ons drywer Gift. Dan kom ons daar aan. Jy het ek in die Bangladesh ou lekker gesels, want ek het ook in Bangladesh, ek was 'n keer of wat daar, en ek vertel hom die stories, en hy wys die video en sê, hoor nie waar, en ons sal hom die geld teruggee, ons sal die kinders straf. Ek sê, maar wil jy nie kom eet nie? En wie hy sal kom eet? Ons het 'n Iranese gesin, ek sal julle môre aand hulle storie vertel, wat nou al seker 15 jaar deel is van ons community. En ek vertel vir die dominees vandag, weet hulle was moslems wat daar by ons tot bekering gekom het, ek het nou hy daar sommer in die rivier gedoop, ons het Mina en die kinders, toe sy later tot bekering kom, sy het van Iran afgekom, het ons hulle in NG Valeria se oggenddiens gedoop, en sekerlik die enigste Iranese lidmate, NG Kerk lidmate wat ons het, dis die mooiste storie, ek kan my nie 'n gemeenskap indink sonder hy daar hulle nie, en hulle is net deel van dit, en sy paal kom, hy het met lank geworstel, of sy paal moet sê, dat hy nou 'n Christen is, ek kan nou dink, uit Iran uit, en hy sê vir sy paale, en sy paale kom kuier, en toe ek weet, toe sit hulle in NG Valeria se Afrikaanse oggenddiens agter in die kerk. En daai week kom eet hulle saam met ons, soos daai tyd ons eet is nog op Maandag gehou. En sy pa roep my een kant. Ek dink, o, jy kom dit nou. Hy sê this is so beautiful what you are doing. Hy sê next week
me and my wife, we will make the food. And we will pay for it also. Is dit nie mooi nie, hè? Dat 'n ete is 'n missionale, ek wil nie eens daai jargon gebruik nie, maar dit is 'n wonderlike, nie konfronterende manier om mense in te trek. Stefan Joubert sê vir party mense gaan die evangelie deur hulle ore in as hulle dit hoor, vir ander mense deur hulle kele as hulle dit proe. En dis hoekom soveel goed gebeur het rondom etes. Jy weet, Jesus, hy vertel keer op keer 'n verhaal, 'n bruilofsfees. Daar aan die einde van Johannes maak hy vir sy disippels vis op die strand gaar. Dis vir my een van die mooiste stories. Ek seker David hou ook baie daarvan daai storie. Van Jesus wat die vis vir sy disippels op die strand gaar maak. En dis net altyd rondom kos. Die nagmaal. Johan bid elke keer so mooi en dan sê hy, Here, mag hierdie wees, ek en hy het nou die aand 'n bottel wyn saam uitgedrink en ons het saam pizza geëet en toe sê hy, Here, ek bid, sê vir U dankie vir die kos. Dis 'n nagmaal in die kleine hierdie. En is dit nie mooi nie, vanaand se sop. Dat kos is hierdie manier, en ek wens elke gemeente wil elke week 'n ete hou en mense nooi. Jy weet, dis 'n skande dat daar nie herlewing is onder die Pakistanis, die Bangladeshis. Die Here stuur dit vir ons, dat hulle sal kom, hulle gaan nie na ons eredienste toe kom nie, maar hulle kom ete toe. Toe ons in Tableview, ons Echo-projek daar begin, toe het Neil Stein, wat dit begin het daar, toe sê, waarmee begin ons soek toe nog na 'n eerste huis, en ons het nou later uit ons 'n hele kerksaal, wat die ouens in bly, en daar's 'n ysterplaat containers, en was die mooiste goed wat hulle daar doen, en die Parel is ook 'n huis, en Stellenbosch, en so aan. Maar hulle begin toe daar by Tableview, in die kerksaal met 'n ete. Gemeentelede bring kos, hulle maak saam met die mense kos, partykeer deesdae, en hulle eet saam, maar die idee is, jy laai ook iemand op, jy bring iemand om saam te kom eet, en is vir al die stikkende mense van die dorp, wat gewoonlik nie welkom voel by die kerk nie. En een van die eerste etes, is daar 'n tannie in die gemeente, en sy gaan laai twee straatmense daar in Blouberg op, wat sy 'n pad mee stap, en 'n wit ou met 'n bakkie sien het, en hy dink by homself, hijack. Hy dink aan hijack die tannie. Hy jaag agterna, maar die tannie ry. So hulle kom al by Neil hulle aangejaag, stop almal daar by die kerk, is 'n bietjie chaos. Ek sê, Neil, wat maak jy met die ou? Hy sê, nooi hom ook vir ete. Hy het ook saam geëet, almal eet saam. As iemand wil betrokke raak by ons, sê kom eet saam. Dit is 'n wonderlike instrument. So aan die een kant is die kerk veronderstel om meer te wees as 'n organisasie wat geestelike byeenkomste reël. Dit is veronderstel om 'n gemeenskap van mense, 'n community van mense te wees wat hulle lewens met mekaar deel, 'n alternatiewe familie. Maar soos iemand eendag gesê het, as die duiwel jou nie trek en dan stoot hy jou. En ons kan baie vinnig as ons community ontdek, kan ons 'n kliek word. En ons weet almal wat 'n kliek. 'n Kliek is 'n eenheid wat uitsluit. Maar die kerk is veronderstel om hulle praat van 'n inviting unity. Ons het 'n baie sterk eenheid, maar ons is 'n eenheid wat trek, nie 'n eenheid wat wegstoot nie. En ons weet hoe Jesus die onguurste karakters na hom toe getrek, nie? En 'n vraag waarmee ek worstel is, hoekom voel die mense wat by Jesus welkom gevoel het, daai selfde profiel mense, hoekom sien ons hulle so min in ons eredienste vandag? En ek het 'n storie daaroor, ek sal die laaste aand dit vir julle vertel as ek onthou, dis in daai Alle Sondaarsboek. Maar hoekom voel daai ouens, dis 'n ding wat ek nog altyd mee worstel, is ons moet ook mos die moeilikheid van die wêreld trek soos 'n magneet, ons eenheid. Ons het by Echo sulke T-shirts gemaak wat sê moeilikheid is ons besigheid. Jy weet, en as iemand vra hoe gaan dit, dan sê ek moeilikheid is ons besigheid en business is booming. Ons is in die moeilikheid besigheid. Die donkerste plek is veronderstel om die hoogste prioriteit vir die kerk te wees. Ons is soos brandweermanne. 'n Brandweerman moet nie moan as hy vuur moet blus nie. Dis waarvoor hy 'n brandweerman is. Hy moet nie op 'n plek wil wees waar daar min vuur is nie, hy moet op 'n plek wil wees waar daar baie vuur is. En ons sien hoe die vroeë kerk, en ons sal dit môre aand sien, hoe hulle versprei is as gevolg van die vervolging. En die evangelie, aan die een kant, omdat dit bloot as gevolg van die vervolging, oral waar hulle gekom het hulle die evangelie verkondig. Kan jy dink, jou moeilikheid maak, dat die evangelie versprei, as jy daai gesindheid het. Nie soos hulle versprei is deur die vervolging, versprei die evangelie.
Dis nogals 'n gesindheid om te hê, te sê Here, maar laat my moeilikheid die evangelie versprei, die moeilikheid wat oor my pad kom. Nou dit daai effek hê. So ons aan die een kant het ons sien daai ding hoe die evangelie versprei het soos wat die kerk eenvoudig ontplof en hulle trek die moeilikheid aan. Die weerlose mense voel hulle is ook weerloos. Hulle kyk nie neer op hulle nie. Hulle is nie hoogmoedig nie. Hulle is nie jy weet op 'n afstand nie. Inteendeel, hulle is 'n inviting unity. Hulle eenheid trek in, stoot nie weg nie. Ek onthou daai hy daar, die Iranees. Ek onthou die eerste Sondag wat hy by die kerk ingestap het. Ek wil sê hele familie het nog nooit 'n Christen geken nie. Hy het vir 'n Turkse ou gewerk in Pretoria. Hy het regtig van Iran af rou gekom. Hy kon al hoe beter Engels praat, maar nie baie goed nie. Later by 'n ingenieursfirma gaan werk. Hy's eintlik 'n ingenieur. En ek onthou het hy by die kerk ingeloer die Sondag toe ek al voor staan. In daai tyd het ons nog ons aanddiens in Afrikaans gedoen. So toe een van die belydensklas ouetjies het hom geraak gesien en het hom ingenooi en hy het vir hom getolk. En na die tyd het hy daar gekom en homself voorgestel en ek het hom gesê, "Are you a Christian?" Toe sê hy, "No, I'm a Muslim." Toe wil ek hom 'n Bybel gee daai week, toe wil hy nie eens aan raak nie. Maar dan dink ek, en later het hy tot bekering gekom, maar dan dink ek partykeer, jy weet daai ou het die kerk een kans gegee. Kan jy dink as iemand hom so met 'n hoogmoedige kyk gekyk het, of 'n kop geskit het, of as mense nie met hom gepraat het nie. Kan jy dink? Hy het die kerk een kans gegee. Was 'n storie van ek wil dit eintlik die laaste aand vertel, maar ek gaan dit nou vertel. Van 'n ou vuil laer. Baie sonde gedoen. Op 'n dag besef hy wil sy saak met God regmaak. En hy besluit ek gaan my trots in my sak steek, ek gaan kerk toe gaan, ek wil my saak met die Here regmaak. En dit was 'n Sondagoggend in een van daai formele ronde kerke, die torings en die hoenders op. En hulle het gesing, hy was laat uit die aard van die saak. En hulle het al die voorsang gesing en aan daai paar minute voor die dominee op die kansel verskyn, kom hy afgestap, op die paadjie af, en die mense kyk so om, van hulle het hom waarskynlik geruik, hulle kyk so om, van hulle se oë raak groot, hulle beduie met hulle oë vir mekaar, en hy stap deur, jy kan hoor hoe die mense hulle asems ophou, en hy gaan sit so regs van die kansel op die mat, en die hoofouderling sien dit, en hy staan op, en hy staan daar agter, uit die bank uit staan hy op, en hy stap vorentoe. En die ou boemelaar het gedink, ek's te vuil, ek wil nie op die kerkbank sit nie, ek wil dit nie vuil smeer nie, gaan maar net op die mat sit. En die ouderling stap vorentoe, en die mense hou hulle asems op, hulle dog, wat gaan nou gebeur? En hy stap vorentoe, en hy sê vir die man saggies, hy sê, wil jy nie, jy's welkom, sit op die bank. Ja, hy sê, nee, hy's fine daar. Toe gaan sit die ouderling landsom, vir die res van die diens. Die veronderstel om 'n vreemde storie te wees nie. Inviting unity. En hoe hulle vertel, Rodney Stark is 'n historiese sosioloog, aangrypende boeke geskryf oor die vroeë kerk. Hy sê in die antieke tyd, hy sê as jy dink eenheid oor grense heen is moeilik vandag, in die antieke tyd, kan jy dink daai konservatiewe Jode, daai konservatiewe Joodse godsdienstig is die Fariseërs, Sadduseërs, daai ouens. Hy sê daar was net onder die Jode in Jerusalem was daar soos 20 groepe Jode wat nie met mekaar gepraat het. Ons weet van die Fariseërs en die Sadduseërs en hulle geskille oor die opstanding, maar daar was ook die Zelote en die Esseners en jy kan so aangaan. Hy sê daar was iets soos 20 groepe Jode wat gesê het, nee, maar daai ouens glo verkeerd, ons is reg. Wat nie noodwendig sou wees, hulle kind moet uitgaan of met vriende wees, met 'n Fariseer, met 'n Sadduseër se kind. So al klaar, net tussen die Jode was daar daai verdeeldheid. Dan was daar die verdeeldheid tussen die Jode en die Grieke, en die Jode en die Romeine. Die Jode het vir hulle kinders, soos my oupa het altyd vir my vertel, die Engelse is die probleem. Ja, as ek vir oupa sê, ek sukkel met Engels op skool, het hy my getap en gesê, mooi my seun.
En hy het vir ons gesê die Engelse is die probleem. Van kleins af het ons dit geleer. En hy het vir ons geleer die joiners, jy weet daai Afrikaners wat hy sê daai familie is so ryk want hulle was joiners gewees, hulle plase is nie afgebrand. Jy weet ek het daarmee daai goed groot geword. En dan lees ek Fees van die Ongenooides van P.G. du Plessis en dan is ek nog kwaader vir die Engels. Dan kyk ek tennis. Ek kyk nie eintlik tennis nie. Ek weet nie eens wie speel nie, maar ek hoor die een is 'n Engelsman en ek hoop dadelik hy verloor. En nou daai Jode het met daai ding geloop. Die Grieke, voor die Romeine was dit die Grieke wat ons in ons eie land verdruk het. Nou is dit die Romeine. Daar was daai skeiding tussen volke. Daar was hierdie skeiding tussen die godsdienstiges en die sondaars. Die klassieke godsdienstiges en die sondaars. 'n Deel is van die sondaargroep was die Samaritane. Hulle is nie net as 'n ander volk gesien, hulle is as 'n sondaargroep gesien. As ons daai verhaal lees van die Samaritaanse vrou, dan sien ons hulle het 'n dwaalleer verkondig. En Jesus sê ja, die Jode is reg, julle is verkeerd oor waar hulle moet aanbid en so. Hulle het die woord verdraai, het die Jode gevoel. Ek bedoel, dis 'n verskriklike groot sonde. Hulle het ondertrou. Die Jode het eintlik, daar was 'n redelike gesprek onder hulle dat een van die redes, want hulle het altyd gevra, hoekom gaan dit so sleg met ons in ons eie land? En van hulle het gesê dis omdat ons hierdie sondaars onder ons verdra. Ons voer nie meer die wet uit nie. As 'n vrou oorspel pleeg, stenig ons haar nie meer nie. En as die Samaritane wat die woord verdra en wat al hierdie ander sondes pleeg, ons verdra hulle onder ons en God is kwaad vir ons. Dit geglo. So daar was hierdie groot verdeeldheid tussen die godsdienstiges en die sondaars. En daar was uit die hart van die saak, soos in enige samelewing, die groot skeiding tussen ryk en arm. Die rykes wat neerkyk op die armes, wat hoogmoedig is teenoor die armes, wat voel hulle is belangriker as die armes. Gerard Larsky, ander historikus, hy het gesê, hy praat van die hiërargie van die antieke tyd, en dan jy die aristokrate, en die keiser en die konings, en allerlei ouens, en dan kry jy heel onder, kry jy hy noem hulle die expandables, né? Expendables kyk of ons hulle kan opblaas. Die expendables. Hy sê dis eintlik die gemeenskap kyk na hulle en dan dink hulle, yes, dorp sou regtig 'n beter plek gewees het sonder julle. En jy wens hulle eintlik weg. En daar was hierdie verskeiding tussen ryk en arm. En Jesus se grootste kritiek, en ons gaan nou nie vanaand nie, ek het die hele boodskap hier daaroor. Maar is interessant dat Jesus konsekwent deur die 4 evangelies 'n groter probleem met die rykes gehad het as met die armes en met die godsdienstiges as met die klassieke sondaars. Gaan dink bietjie daaroor, gaan kyk bietjie of jy dit kan raaklees en of jy dit kan mislees in die 4 evangelies. En dis all over. Ek bedoel, praat van 'n verdeelde samelewing. En in daai tyd kom Paulus. Ek bedoel, jy kan dalk dink hierdie is 'n moeilike teks vir ons tyd. Dis nie 'n gewilde ding nie, van die ooms gaan kwaad wees as ons te veel hieroor preek. Ek bedoel, in Valeria se geskiedenis is daar stories van ooms wat opgestaan en uitgestap het. Gesê het, nee, het gaan nie daar nie. Maar kan jy dink in daai tyd, in hulle konteks, sê Paulus oor die vroeë kerk, skryf hy vir een van daai eerste gemeentes, en hy herhaal dit, hy sê dit in Kolossense, en dan sê hy dit weer Galasiërs. Hy sê, hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie. Kolossense 3 vers 11. Ek wens almal wil dit op 'n bord skryf, op hulle speeltjie skryf, op hulle yskas plak. Hy sê, hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie, hier is Christus alles en in almal. Galasiërs 3 vers 28. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie, in Christus is julle almal een. In die antieke tyd was familie alles, dis hoekom ons daai lang geloofsregisters het. Jy's die seun van so en so, jy's die broer van so en so. En hier kom die vroeë Christene, en hulle noem mekaar wat? Vandag is dit kerktaal, maar wat noem hulle mekaar? Oor kerkgrens, oor kultuur, ekonomiese, sosiale grense heen. Hulle noem mekaar broer en suster. Ek wil die antieke samelewing het gekyk en gesê, dit was moontlik dat 'n Jood en 'n Romein mekaar broer en suster doen. Jesus het hierdie goed ingelyf. Hy het van 'n Romeinse soldaat gesê, nêrens in die hele Israel het ek groter geloof as by die man gesien nie. Ek weet, dis al so 'n groot uitspraak. Van 'n Romeinse soldaat.
Hy het vir die Samaritaanse vrou die eerste sendeling gemaak. Dis die eerste sendeling van wie ons lees, as 'n vrou, dit was al klaar iemand met bittermin status in die antieke tyd, maar sy was 'n Samaritaan ook nog, en sy het 5 mans gehad, en hierdie een is nie haar nie, en in daai teks lees ons, hulle het nog 'n dwaalleer aangehang. En sy is dan die ene, vir wie Jesus die water gee, die lewende water. En dan hardloop sy na die dorpie toe, dan sê sy, kom kyk die Messias, dan gaan bly Jesus in daai dorp, en dan stap hy oor die grense van mense heen. En dan die vroeë kerk sien ons dit, dan vat Paulus daai ding, en dan sê hy, hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie. Hier is almal, hier is Christus alles en almal, man of vrou, en hy noem al daai goeters. Ek het in Indië dit gesien, hoe 'n meisie wat 'n moslim is, tot bekering kom, wat 'n finale jaar mediese student is, en dan skryf haar familie haar af, partykeer wil haar broers haar doodmaak. Haar pa sê, jy is nie meer my kind nie, en al die finansies stop, en dan gaan die Christen gemeenskapie, hulle word vir haar werklike genuine familie, broers en susters, wat betaal vir haar studies, wat haar inneem soos 'n dogter, en sy kry 'n nuwe familie by. En kan die hele, ons kan ons getuienis in hierdie land waarin die kerk so min invloed het vandag, baie help as ons eenheid weer herontdek. 'n Tannie bel my een keer, nou vir julle vertel hoe mixed groep het ons nou. Sy bel my, sy sê, Dominee, ek het klere wat ek wil skenk. Sy sê, maar dit moet tog asseblief, sy moet net enigsins vra, dit moet asseblief tog net vir ons mense gaan. Nou weet ek wat sy bedoel, en nou sê ek soos, Here, hou die foon weg, sê, ag Here, gee my wysheid. Ek sê vir, Tannie, ek wil net seker maak met ons mense, bedoel Tannie iemand vir wie God gemaak het, of vir wie Jesus gesterf het? Verbly sy rukkie stil, sy sê, ja, Dominee, gee daai klere vir enige kind. Paulus gee ons 'n nuwe definisie van ons mense. Kom ek sluit af met die mooiste storie wat ek ken oor die kerk. Ons vat ons kinders op 'n uitreik. Ons grootste een was 160 kinders, kan jy dink? Klomp Echo kinders wat saam met ons in ons Echo huise bly. Kinderhuiskinders, van daai kinderhuis, ek het in Brownlee kinderhuis ruk gebly toe ek geswat het. Ons vat 'n klomp belydenskinders saam, ons vat van die local kinders in daai omgewing saam op die span, ons het tikkie studente, teologie studente en onderwys en wat ook al, ons vat daai hele mix. En dan probeer ons inval in wat reeds daar gebeur. As ons sien 'n vroukie het 'n kleuterskoolkie en 'n shack, dan maak ons alles reg en ons gee vir haar opleiding en hulpmiddels en dan kan sy registreer en toiletjies op en wat ook al. Maar die kinders is die arbeiders, hulle help. Ons het gesien dat daai ding wat Jesus gesê het om te gee maak jou gelukkiger as om te ontvang, geld ook vir 'n kind in nood. Dat die grootste geskenk wat jy 'n kind kan gee wat seer gekry het, is om uit daai slagoffermentaliteit uit te kom. Van die wêreld skuld my iets, en agter toe kom ek kan 'n verskil maak, en my skaars en my seer kry kan eintlik 'n groot motivering wees om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Ek vra eendag vir Skalk van die Here en van Beter Einders, ek sê vir hom, hoekom doen jy hierdie goed? Al hierdie mooi goed. Hy sê, vertel my 'n paar mooi stories. Hy sê, Jaco, dis nie die mooi stories wat my motiveer nie. Ek sê, dit is partykeer regtig die lelike, hartseer, wrede stories wat my motiveer. Wat ek laat wakker lê in die nag en dan dink ek ons moet iets doen. As jy 'n kind daai gesindheid kan gee van, weet jy wat? Ek kan ook 'n verskil maak. En hulle moet dit ervaar om dit te kan doen. En ons is daar by ons val maar in by die bestaande goed en ons is daar by 'n hospitaal. Daar was 'n ou sending of hospitaal van die NG Kerk en toe word dit 'n staatshospitaal. En dit gaan maar rof daar, jy weet. Daar's baie hartseer, baie pyn in daai hospitaal. Maar die verpleegsters het 'n prayer meeting, die susters. En Shireen, ons jeugwerker, hoor daarvan en sy sê, Jaco, hulle het gehoor, daar's 'n Moruti, wil jy nie ietsie kom deel nie, gaan ons met 'n paar van hierdie kindertjies saam en dan lees jy 'n versie en jy bid en dan join ons hulle vir hulle prayer meeting, Woensdagoggend, 7 uur. So 7:15 is ons met hierdie kindertjies daarin. 3 wittetjies en 'n kleerling en 2 swartetjies en 'n Indeertjie en 'n Kongolees en dis ek en Shireen en nou is ons daarin. Sy sê saggies vir daai kinders. Jy kan nou dink hoe gaan hulle nou aan. Saggies die pasiënte slaap. Ons kom aan 'n groot tipiese hospitaalgang in. Hy loop so opdraande die laaste stuk. Daar kom 'n verpleegster uit by 'n deur uitgestorm. Sy begin klap haar hande so kliphard. Sy sing Halleluja, Hosanna. Ek sê vir Shireen, ons moet mos saggies die pasiënte slaap, nee.
Dis hy is die klok. Toe begin daar deure oopgaan, van die klerke kom en van die ander verpleegsters join. Toe begin van die skoonmakers kom. En toe kom die dokter en hy join in. Soos ons nader stap, sien ons hierdie ding gebeur. En toe kom al van die pasiënte. Die een meisie het so 'n drip, daai trolletjie met die drip op, met haar nagkleertjies, haar hospitaal nagklere, kom sy daar aan. Daar kom 'n ou met 'n rolstoel ingerol. En net toe ek dink dit kan nie aardig geraak het, toe kom haar ou aangevlieg uit die psigiatriese afdeling. Hy het so overall aan, hy lyk soos 'n hippie op Moonflower, hy kom so aangevlieg van agter af in die gang. Hy kom land daar by ons. En hy join in op hierdie storie. Ek dink, Jesus, ek het nie baie om vir hierdie mense te leer nie, ek het baie om by hulle te leer, maar ek lees my versie en ons bid. 'n Paar van hulle bid, en die volgende oomblik, die van julle wat al daai ding ervaar het, gee almal mekaar 'n drukkie en ons sing vir die Here. En toe tooi ons af daar in die gang, in die hospitaalgang. Die groot verpleegster voor en ons sing vir die Here. Ek hoor later sy is in beheer van dissipline in die hospitaal. En ek kyk so om my en is soos hierdie heilige oomblik in 'n fliek waar die musiek so sag raak en alles amper so slow motion raak. En ek kyk so om my en ek sien hier so dans 'n verpleegster en 'n skoonmaker en 'n dokter en 'n pasiënt en wit mense en kleerlinge en 'n Indeertjie en 'n Kongolees en van hierdie ander mense en ek sien nie tog dit maak hom waarskynlik 'n beter dokter as hy Woensdaagoggend saam met sy pasiënte vir die Here dans. En ek kyk so en ek sien hierso wheelie die ou in die rolstoel en die meisie met die drip gaan so. Ek dink sy kry meer as wat sy moet, maar dit lyk of dit haar happy maak. Sy lyk vir beter as sy toe sy daar aangekom het. En die crazy ou vlieg hier agter met sy overall. En ek bid en ek sê, Jesus, kyk hierso. Kyk, hier word die gebed nou waar. In hierdie stikkende hospitaal. Kyk, hier dans ons in eenheid vir U. En enige iemand wat dit sien, sal ons glo. En as dit moontlik is in hierdie SIF Afrika hospitaaltjie, dan moet dit tog ook moontlik wees op ander plekke in ons land. En van daai dag het ek weer begin glo dat Jesus se gebed in Johannes 17 ook in ons tyd, in ons kerk kan waar word. En ek wil jou uitnodig om daai dans saam met ons te dans. En ek wil jou uitdaag om iemand te wees wat die eenheid bou en wag voor jou mond te sit om kwaad te praat en die verdeeldheid groter te saai. En om nie 'n grensmens te wees soos die fariseërs wat wil wys wie's uit nie, maar eerder 'n inviting unity te create wat mense innooi en liefde te help om te wen. En dat ons saam met die vroeë kerk sal vra dat God laat die Gees ons ook die dans van die vroeë kerk dans in ons verdeelde land. Ek wil watter goeie uitkoms sien jy in groter verdeeldheid. Die mense wat hulle kleinkinders so negatief maak, hulle eie kinders. Ons kan regtig doen in 'n land. Ons is sekerlik die land met die meeste vredemakers en die minste vrede, omdat die vredemakers besig is om te moan en kwaad te praat en grense te span in plaas van om te gee en lief te hê. In die rigting van God se Gees te dans. En dis my gebed vir ons as kerk. Dat ons ook iets van Handelinge 2 en Handelinge 4 en iets van Jesus se gebed sal sien waar word in ons tyd. Kom ons bid saam. Ek wil jou geleentheid gee om aan te meld vir diens en te sê, Here, help my om die eenheid te bou. Vir jou uitnooi om saam met Jesus te bid vir sy kerk en aan te meld vir diens. Ontvang die seën van die Here. Mag die Here se Gees jou oor die grense van mense beweeg en nuwe eenheid laat ontdek. En mag jy beleef hoe God se genade nie net na jou toe vloei nie, maar hoe dit deur jou vloei. En mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.